Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte van vandag is 'n deel van Lukas se werk om die betroubare weergawe van die Kersverhaal te vertel. Hy begin met 'n oom en 'n tannie, Sagaria en Elisabeth, wat 'n voorbeeld is van hoe 'n gelowige behoort te lewe, met 'n onberispelike geloof en 'n lang pad van gehoorsaamheid teenoor die Here se beloftes. En dan bring die engel die wonderlike nuus dat hulle na jare en op 'n vergevorderde ouderdom 'n seun gaan hê. Sagaria twyfel en die engel sê aan hom dat hy sal stom wees tot op die vasgestelde tyd. Ons stel weer die verhaal op in vers 59. Kom ons lees saam. Op die 8ste dag het mense toegekom om die kindjie te besny. Hulle wou hom vernoem na sy vader Sagaria, maar sy moeder het gesê nee, hy moet Johannes genoem word. Hulle sê toe vir haar, maar daar's niemand in jou familie met die naam nie. Hulle het ook met behulp van gebare aan sy vader gevra wat hy wou hê die kindjie genoem moet word. Hy het 'n skryfbordjie gevra en geskryf, sy naam is Johannes. En almal was verbaas. Skielik kon Sagaria sy mond en sy tong weer onbelemmerd gebruik en hy het God begin prys. Almal wat in die omgewing woon is toe met ontzag vervul en in die hele bergstreek van Judea het die mense oor al hierdie gebeure gepraat. Almal wat hiervan gehoor het in hulle harte daaroor bly nadink en gewonder, waarvoor is hierdie kindjie bestem? Die hand van die Here was werklik met hom. In Lukas 1 lees ons van Sagaria, 'n priester wat deur God geroep is, om nie net in die tempel te dien nie, maar ook om die vader van Johannes die Doper te wees. Hierdie roeping was nie net 'n seën nie, maar ook 'n groot verantwoordelikheid. Johannes sou die pad voorberei vir die Messias, en Sagaria moes die rol speel om hom groot te maak in die weë van die Here. Soos wat Sagaria en Elisabeth groot geword het in die weë van hulle ouers, weë van in die Here, maar onder die hand van hulle ouers. Hulle is predikantskinders. Hulle kom uit lyn uit van priesters. En Sagaria en Elisabeth ook nou die kans om dit ook vir hulle kind te gee. Iemand het eendag gesê, die grootste bydrae wat jy kan maak in die koninkryk van God, is dalk nie wat jy doen nie, maar wie jy groot maak. En dit het by my gebly vir jare, en dis 'n lese waarmee ek lewe. Sagaria se lewe wys vir ons hoe gehoorsaamheid en verantwoordelikheid by mekaar kom in die opvoeding van kinders, wat God se koninkryk sal dien. Nadat Sagaria sy stem teruggekry het, na die geboorte van Johannes, moes hy 'n belangrike besluit neem. Volgens tradisie sou sy seun na hom vernoem word, maar God het reeds aan hom deur Gabriël gesê dat die kind se naam Johannes moes wees. En toe die mense rondom hulle vra wat die seun se naam moet wees, skryf Sagaria ferm op 'n bord, Johannes is sy naam. En hierdie daad wys Sagaria se gehoorsaamheid aan God, selfs teenoor tradisie en menslike verwagtinge. Hier is 'n belangrike les vir ons. Soms vra God van ons om gehoorsaam te wees op maniere wat anders is as wat mense rondom ons verwag. Om verantwoordelikheid te neem vir die roeping wat God oor ons lewens en oor ons kinders geplaas het, beteken om sy stem bo alle ander stemme te gehoorsaam. Selfs soms ons eie stem van twyfel. Sagaria en Elisabeth het nie net Johannes sy naam gegee nie. Hulle het hom ook groot gemaak in die weë van die Here. Hulle het hom geleer oor die skrif, oor God se beloftes en oor sy unieke roeping. Johannes sou later 'n stem in die woestyn word wat mense oproep tot bekering, en daardie geloofsgrondslag is deur sy ouers gelê. Ons as ouers en mentors het dieselfde verantwoordelikheid. Dis nie net ons woorde wat saak maak nie, maar ook ons voorbeeld. Johannes het van sy ouers geleer wat dit beteken om getrou en gehoorsaam aan God te wees. Iemand het eendag gesê, pampoentjies steek pampoentjies aan. Jy kan net gee dit wat jy het. En in Johannes se lewe sien ons iets van Sagaria en Elisabeth se lewe raak. Net so kan ons kinders, studente of mense wat ons mentor, deur ons leiding gevorm word tot mense wat 'n ewige impak maak in die koninkryk van God.
Dink aan die krag van 'n gehoorsame toegewyde ouer of mentor wat 'n jong persoon help om sy of haar roeping te ontdek. Dis wonderlike voorreg en verantwoordelikheid. Die verhaal van Sagaria herinner ons dat ons roeping as ouers en mentors heilig is. Dit vra ons om gehoorsaam te wees aan God, selfs wanneer dit teen die wêreld se verwagting is. Dit vra van ons om ons kinders groot te maak in die kennis van God en hulle voor te berei om hulle unieke roeping te vervul. Ons moet ook onthou dat ons nie altyd die uiteinde sal sien nie, maar dat ons weet en ons sal vertrou dat God weet en dat ons en ons kinders se lewe in sy hand plaas. Sagaria het waarskynlik nie al Johannes se werk as profeet gesien nie, maar sy gehoorsaamheid en verantwoordelikheid het 'n ewige impak gemaak. Mag ons, so Sagaria, gehoorsaam aan God se stem wees, verantwoordelik in ons roeping en toegewy aan die opbou van die volgende geslag wat die Here sal dien. En mag ons onthou dat God se genade ons altyd sal toerus vir hierdie heilige taak. Een van die belangrikste goed in my eie lewe is om te weet dat my 2 kinders 'n geskenk is. 'n Geskenk om saam met die Here verantwoordelikheid vir hulle te vat. Saam met hulle te stap, totdat hulle op die plek kan kom, waar God met hulle wil maak, soos wat hy wil. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie, om saam met mekaar 'n pad van hoop en verwagting en gehoorsaamheid te leef nie. Vandag dink aan die woorde van Sagaria en Elisabeth, dan weet ek, Vader, dat vir elkeen van ons so 'n verantwoordelikheid gegee word, uniek en anders, maar dat ons elkeen die roeping ontvang om iets vir U te doen. Help ons om dit te besef en te ontdek in die naam van Jesus. Amen.